wil hê jy moet opgewonde raak wanneer ons opgaan na die huis van die Here toe, omdat daar iets is wat jy moet kom ontvang van die Here af. Jy moet dit kom ontvang, maak jy harte oop en kom ontvang dit vanaand, want die Here alleen gee dit vir ons. En ek het vanaand iets interessants wat ek met jy moet deel, iets wat die Here op my hart gelê het, en ek het die prentjie uitgestuur, sodat ek mense hopelik wat dalk wonder hieroor bietjie kan bereik, en ek weet daar's baie mense wat vir my gesê het, hulle gaan vanaand inskakel live wat nie kan wees nie, en dis hoekom dit vir my belangrik is, dat ek hierdie boodskap bring, waar mense dit kan hoor, waar mense dit kan notisie neem hiervan. Dis iets wat die kerk nie baie van praat nie, maar dis iets wat tog baie belangrik is om oor te praat, en dit is bekering, doop, invulling van die Heilige Gees. Daar's eintlik so baie waaroor ek kan praat, dat mense voel, ek oor en oor en oor en oor moet beleef, elke keer as ek 'n dip vat, dan begin ek van voor af, maar ek het vanaand vir u nuus, ek wil vir jou sê, as jy 'n pad met die Here stap, begin jy nie elke keer van voor af nie. Sy genade is groot, hy is God, hy is goed, sê amen. En ek wil graag vir u vanaand net so kort gedagte bring, en noem dit dan nou maar 'n lering as ek kan, rondom een keer bekeer. Nou ek wil hê jy moet nou verstaan, dit is nou nie een keer bekeer soos die ouens wat glo eenmal gered, altyd gered nie, is glad nie dit nie, ek is nie iemand wat glo in dit nie, al is daar geweldig baie waarheid in dit. Het jy geweet, daar's bitter baie waarheid in eenmal gered, altyd gered. Want as jy eenmal gered is, kan jy altyd gered bly. Bly net by God. Amen. Maak dit sin? Waai so 'n bietjie, is jy by my? Amen. Jason, waai 'n bietjie. Dankie, baie dankie. OK, ek wil graag vanaand met u deel oor hierdie gedagte, bekering is 'n eenmalige gebeurtenis, nie herhalende ritueel nie. Ek het by geleentheid sit ek met iets en dan preek ek 'n Sondag en dan kom die mense uit wat hulle harte vir die Here wil gee, en so die derde week wat die een tannie uitkom, toe sê ek vir haar, tannie, jy moet nou bekeerd bly, hoor. Pastoor, maar ek voel so maar. Ek sê nee, jy die eerste keer het jy commitment gemaak. Jy kan nie as jy self teks getroud met my vrou, elke trou wat ek as dan sê ek weer yes I do. Nee, jy het een keer 'n commitment gemaak, jy bly by jou commitment. Amen. Jy sluit nie elke keer van vooraf aan nie. Jy moet nou net daai kragaandoening kry. Amen. Kom ons gaan aan. Jy is so opgewonde vanaand en dit maak my net so opgewonde. Bekering beteken 'n verandering van hart wat plaasvind, van my denke en die rigting van myself af na God toe. Dis die omdraai wat ek maak en sê ek gaan nie langer die ou pad stap nie, ek stap 'n nuwe pad in Christus. Amen. Dit is bekering. Nou ek wil vir u verduidelik, die kerk het sy eie reël gemaak en ek gaan nou baie van die kan ek nou sê hokke skud vanaand. En as jy nou beduiweld is hierna, kom sien my met jou Bybel, jy's baie welkom. Jy mag verskil van my, solank dit in die Bybel is. Amen. Nou, die kerk het sommer vir homself weet, toe ons nou onder die wet uitkom by Christus, toe sê die kerk, nee, dis nie genoeg dat ons dit so doen en die mense het nou hulle eie vrye sê nie. Ons wil nog steeds beheer hê. So, daar's 'n dag van bekering en dan is daar wedergeboorte wanneer ons as kerk bepaal, jy's nou diep genoeg en dan invulling van die Heilige Gees. Wie het gehoor van wedergeboorte? Steek gou 'n bietjie op. Steek mooi gehoog op. Wie weet van wedergeboorte? OK, julle almal, ek praat nie regtig gehoor. Kom ek sê gou vir julle 'n interessante feit. Wedergeboorte is tegnies gesproke 99% slegs aangehaal rondom die Jode. Want die Jode was gebore as God se volk en hulle moes deur die doop wedergebore word, waar hy sê, maar hoe kan ek weer in die moeder se skoot ingaan? Hy sê nee, deur water heen. So hy gaan in die water, hy staan op as 'n wedergeboorte nou onder Christus, gaan hy nou na God toe. Amen. Nou, ons gebruik ook die term in die kerk, en ek gaan nou, terwille van alle praktiese doeleindes, dat ons nou nie stry oor dogma en teologie nie, wil ek vir u sê, vir my, as jy wedergeboorte wil glo en toepas, is dit dieselfde as bekering. Daar is nie twee van daai gebeurtenisse in die Bybel nie.
Hulle moet dit vir my wys. Daar is nie twee gebeurtenis, dis een gebeurtenis. Die kerk het net gevoel, hulle besluit as jy heiliger is. Jy's nooit heiliger nie. Jy's 'n sondaar, deur genade gered en genade alleen. Amen. Ja, okay, kom ons gaan aan. Julle is so opgewonde. Hy sê Johannes 3 vers 3, hy sê as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar jy moet verstaan ook met wie hulle hier praat. Hulle praat interessant, praat hulle met Jode, maar dit maak nou nie saak nie. In hierdie konteks gaan dit vir ons, so as jy nie tot wedergeboorte kom of tot bekering kom, dat jy 'n nuwe mens in Christus is nie, kan jy nie hemel toe gaan nie. Amen. Dis mooi, nee. Nou, hoeveel keer gebeur wedergeboorte? Een keer. Die woord van die Here sê vir ons Efesiërs 4 vers 5, een Here, een geloof, een doop. Elke keer as jy struikel, dan wil mense weer gedoop word. Elke keer as hulle koud voel, wil hulle 'n nuwe bekering hê en hulle wil van voor af gedoop word en alles moet van voor af begin. En ek wil vandag vir jou sê, die fundament, Jesus Christus, die bekering, die wedergeboorte, vind een keer plaas. Een keer, bly by my. Slegs een keer. Jy lê fondasie een keer, jy lê hom nie hier en halfpad nie, hy lê weer fondasie nie. Jy lê hom een keer. Bly by my. Hebreërs waarsku ons oor hierdie saak en hy sê, pas op vir die oor en oor begin. Hy sê Hebreërs 6 vers 1 en 2, hy sê, laat ons nie weer die fundament lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God nie, van die leer van dode en van die handoplegging nie. En dit is die tipiese ding wat hulle gedoen het in die wettiese gedeelte. Het hulle heeltyd gekom en hulle het van vooraf wil was, van vooraf goed doen en van vooraf die hele storie oormaak. Maar die bekering vind een keer plaas. Wedergeboorte vind een keer plaas. Sê amen. Nou, ek wil nou hê jy moet verstaan. Nadat ek bekeer het, beteken dit ek kan nog sonde doen of nie? Ja, jy kan sonde doen. Ons almal doen sonde en dit ontbreek ons in die heerlikheid van God dag vir dag. Sê Paulus, sterf ek die ou mens af. Ek sterf die sonde af om nader aan God te kom. Maar weet jy wat is die lekker ding? Die sonde heers nie meer oor my nie, want Christus tree vir my in. Halleluja! Hy is die intercessor. Hy is die een wat staan tussen my en God die Vader. Woo, glory to God. So die sonde het nie meer die houvas op my nie. Al doen ons wel sonde, want ons is net mens. Maar nou gaan ek na die Vader toe, deur Jesus, en ek bely, en Christus tref ons in en sê, Vader, onthou net my bloed het klaar betaal, dit was vir vandag se sonde, is klaar betaal, en hy neem my sonde weg. As ek getrou en hy's getrou en regverdig, die woord sê, as julle sondes bely, is hy getrou en regverdig om dit weg te neem. Sê amen. So dit is dan hoe ons dan op die einde van die dag weet, ons kan dit so skoon hou voor die Here. Nou, as ek sonde doen na bekering, beteken nie ek moet van vooraf bekeer nie, maar dit beteken ek kan belydenis doen en herstel kan plaasvind. As my kind gebore is, en hy's nou my seun, kom ons vat vir Jason, vanaand sit pik op Jason aan. Jason word nou gebore as my seun, hy sou 'n bietjie mooier gewees het, maar hy word nou gebore as my seun, en nou sy stout. Nee, vat net daai geboortesertifikaat, skryf 'n ander pa se naam op. Van ons het gehoop ons kan dit doen, maar jy kan nie. Ja, soos daai huweliksertifikaat, jy soek die vervaldatum. Daar is nie een nie. Is dit so? So die punt van die saak is, hy raak hy stout, hy bly my seun, want hy kindskap gekry. Amen. Ja, pastoor, jy praat nou goed wat ek nie besef het nie. So jy kry kindskap by God, en al is jy stout, en al het jy sonde gedoen, is jou kindskap nie van jou ontneem nie. Want hy sê, as julle aardse vaders wat sleg is weet om goeie goed te doen, hoeveel te meer hemelse Vader. Dink jy nou God gaan vir elke sonde wat jy doen sê, laat jy jou ryk kry, jy sal van vooraf terugkry, van vooraf bekeer, van vooraf doop en van vooraf my soek? Stellig nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Amen.
Ag, lyk tog net opgewonde. Smaal bietjie, wys vir my tande soos Dani. Amen. Nou ek wil hê jy moet dit verstaan. So kunskap behou jy. En dit is daai bekering, dis die fondasie, is die fundament wat gelê is. Christus Jesus. Nou bou ons daarop. Nou kom ek verduidelik gou vir julle. So as ek gesondig het, moet ek weer bekeer? Nee, glad nie. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Halleluja, en ons te reinig van alle ongeregtigheid. So die oomblik wat ek bely, kan jy dit nie meer teen my hou nie, want dis nie meer myne nie. So dis die lekkerste ding om vir die duiwel te sê, as jy jou dag jou hart uitbely en hy wil dit voor jou gooi. Ja, maar jy het mos dit, nee, van wat praat jy? Dis nie myne nie. Want ek het mos bely. Dis nie myne nie. Amen. Nou ek wil hê jy moet hierdie saak baie mooi verstaan. Belydenis is nie wedergeboorte of bekering nie. Belydenis is iets wat aanhoudend is, wat ek kan oor en oor doen. Maar dis nie wedergeboorte nie. Soos 'n kind wat stout was, soos ek vir julle sê, hy word nie weergebore en verloor sy kindskap nie. Hy moet net regmaak met sy pa. Hoekom wil mense dan oor en oor bekeer? Wat is die rede? Hoekom wil mense oor en oor bekeer? Wat sê julle sê? Hoekom dink julle wil mense oor en oor bekeer of gedoop word? Oor en oor. Wat is die hoofrede? Ek voel ek was nie reg nie. Ek voel ek het teruggemaak. Ek het 'n skuldgevoel want ek het weer draai in die wêreld gaan maak. Ek voel ek het die en ek voel ek het daai en ek voel en jy voel vreeslik baie. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie wat sê die woord van die Here hier so in 2 Korinte 5 vers 7. Hy sê want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons gaan deur geloof en nie deur gevoel nie. Amen. Ons gaan deur geloof na God toe, nie deur wat ek voel nie, want anders wil ek vir jou sê, hier's 'n paar mense met mood swings, en jy sal nogal besig raak, hoor. Ek wil dit nooit kliphard sê nie, is nie altyd die mans nie. Ek voel ek is nie naby God nie, ek voel ek is koud, ek voel ek is niks, ek voel ek is van die Here verwaarloos. Geloof rus op waarheid, nie op emosie nie. Al daai goed wat jy voel is emosies. Geloof is waarheid in God. Dit rus nie op jou emosie nie. Ek het dit al baie gesê, ek sê dit vanaand weer. Jou tantrums draai nie God se arm nie. Jou trane wat jy huil, party kan so goed deur hulle oë. Ja, party mense huil verskriklik vinnig. Lyk soos 'n man hier so oor 50 wat prostaatprobleme het. Skies, daar's ook mense, hulle huil meer as wat hulle nie huil nie. Dis mooi, jy kan huil. Ek sê nou vir jou, Twin Saver is happy met jou, huil jou trane uit, en voor die Here is 'n mooi ding. Maar jou trane draai nie God se arm nie. Jou geloof en opregte hart deur die trane draai God se arm. Hoor jy wat ek sê vanaand? Daai geloof, wanneer ek huil en ek breek myself oop voor die Here, daai opregtheid wat daar deurkom, dit beweeg God se arm. Sê, hoor jy wat ek sê vanaand? God hoor daai geloof, God hoor die geloof en nie die emosie nie. En dit is hoekom mense weer gedoop wil word, is hoekom mense weer bekeer wil word, want daar is emosie wat die oorhand kry en nie geloof in God nie. Pastoor, nou sit nie meer lekker die preek nie. Ek is nog nooit hier dat jy 'n lekker preek moet hoor nie, ek wil jou graag by hemel kry. Sê ek vir jou, jy gaan hel toe as jy 2 keer gedoop is? Stellig nie. Want doop is nie 'n vereiste, waterdoop is nie 'n vereiste om hemel te maak nie. Of jy dit wil hoor of nie, dis 'n waarheid. Dis iets wat ons doen, is 'n voorskrif, is mooi. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê, ek doen dit as 'n mooi manifestasie, en daar's niks fout om my manifestasie te doen nie, is kosbaar. Maar dit gaan my nie hemel toe of hel toe vat nie. Dit gaan oor die geloof wat ek in Christus het. So ja, jy kan 'n tweede maal laat doop as jy wil. Ek doop baie mense vir 'n tweede maal, party vir 'n derde maal. So by 4de maal wil ek 'n onderhou.
Laat ons klaar kry met die dopery. Want ergens moet jy nou klaar bekeer. Hou op jammer sê bekeer. Ek het 'n jong man gehad en kom elke Sondag en bely by my. Jo, die Here weet, daai jare was erg. Verstaan Johan? Hy kom so na my toe. Nou moet ons nou voor gaan bid. Ek kom uit die ouer garde uit. Daar het ons nog so gewerk. Dit was eintlik 'n baie verwronge siening, maar okay. Ons het geglo jy gaan na iemand toe, dan bely jy saam met hulle alles presies soos jy dit gedoen het. En dan pleit hy dit onder die bloed en was dit weg die diepste van die see, die ooste en weste en alles nou fishing, julle ken die hele storie. En dan op 'n einde van die dag stap ons weg en hy's nou lekker op pad hemel toe en ek voel ek's op pad hel toe want ek het nou net alles gehoor. You ain't seen nothing yet. Daai man kon 'n vloekwoorde sê soos 'n rympie. Ek sê nou vir jy klink soos 'n afslaer. Jou se B se A se W se K se D. Jy sê gooi hulle so naderhand. Ek sê Here, u bloed oor my. Hierdie ou se woorde is vreeslik. Nou bely hy, maar ek staan nie aan na. Ek is in 'n toestand op die kansel en hy's op sy pad hemel toe singend springend. Ek is al kruipende terug kansel toe. Here, asseblief reinig my net weer. Okay. En toe hy nou so dit by die 3de Sondag in 'n ry doen en ek begin al voor hom met amper uit sê, toe sê ek vir hom, nou hou jy op bely, nou bekeer jy. Jy moet nou laat staan. Jy kan nie vir ewig bely nie. Wie van julle wil hê ou moet elke keer jammer sê met jou aanhou indoen? Nee man, ons is nie stupid nie. Kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Bely en laat staan. Amen. Ag, julle is opgewonde, ek ook. En nou moet ons weet dat jou identiteit in Christus, as jy jou identiteit in Christus ken, en jy weet dat ek is gered, ek is geregverdig en ek is aangeneem deur hom, dan gaan jy nie oor en oor probeer bewys deur 'n gevoel of deur mense se opinie om by hom weer uit te kom nie. Die probleem kom, twyfel kom in, ongeloof kom in. Nou begin ek twyfel. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die ding wat ons hoop, 'n bewys van dit as ons sien nie, want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en beloning is van die wat hom soek. Maar wanneer ek my geloof verloor, my hoop verloor, dan is ek besig om God te verloor. Dan kom ek op daai punt wat ek nou met my krag iets wil doen. En al die jare sing ons 'n baie mooi liedjie, Into Thy Presence We Come. By all the works that we have done. Wie ken die liedjie? So julle sal weet, is nie waar hy daai liedjie se woord nie. Hy sê, into thy presence we come, not by the works that we have done, but by thy grace and thy grace alone. Halleluja, vanaand wil ek vir jou sê, deur sy genade gaan ons na God toe, deur Christus Jesus. Kom ons gee hom eer. Amen. Woo, glory to God. Deur genade. Maar wanneer ek dit dan nou glo dat hy 'n beloner is, dan gaan ek dit nie weer hoef te bewys vir niemand nie. Dan kan ek, wanneer ek afgedwaal het, 'n omkeer maak en ek kan net sê, Here, vergewe my vir wat ek gedoen het. Soos wat 'n kind na sy pa toe gaan en sê, pa, vergewe my, ek het fout gemaak. Alhoewel, dis nou iets wat ons vandag se daarmee sommer kry nie, nê? Want vandag se dae is mos, dit wat reg is verkeerd en wat verkeerd is reg. Maar ek wil nou vir jou sê, wanneer jy gaan en jy gaan sê jy's jammer, dan gaan jy pa jou vergewe. Hy gaan nie sê, gaan binnelandse sake toe en doen weer aansoek vir 'n nuwe geboortesertifikaatjie nie. Doen julle kinders dit? Julle lyk of ek weird is. Nee, ons doen dit nie. Maar die Christendom verstaan ons nie, dan wil ons oor en oor bekeer, oor en oor tot wedergeboorte kom. Nee, jy bekeer eenmaal, jy doop eenmaal, jy kom eenmaal tot wedergeboorte, wat dieselfde as bekering is, en daarna kan jy gedeeltelik, dag vir dag, soveel as wat jy nodig het, kan jy gaan vir kragaandoening, jy kan gaan vir belydenis, en jy kan jou hart met God skoonmaak. Dit is iets wat die Bybel oor en oor van praat. God roep ons nie na nog 'n doop of nog 'n aanraking en goed, sodat ons kan nie, maar hy roep ons na volharding, heiligmaking en groei toe. God roep ons na volharding, heiligmaking en groei. Terwyl ek besig is om hier saam te stel en te bid daaroor, toe besef ek, Here,
As ek vat hoe verwronge ek eintlik groot geword het, my idee van wat ek geglo het, hoe ek moet maak om hemel te maak, as gevolg van die invloed van die kerk in my lewe, het ek eintlik die werk op die kruis, het ek baie goedkoop gemaak. Ek het dit nie geëer soos ek moes nie. Want as ons glo, ons gaan aan ons eie heilwerk, hoekom het Christus gesterwe, hoekom is hy gekruisig? Dis mos maar genade. Nou doop en handoplegging is nie verlossing nie. Doop is 'n teken van iets wat reeds gebeur het binne my. Doop is 'n uiterlike manifestasie van 'n innerlike geloofsoortuiging. Amen? Maak dit sin? Handoplegging is bediening, dis seën en dis 'n bevestiging. Salwing is toerusting. Weet jy wat is die salwing? Baie so 'n bietjie, wie weet wat is die salwing? Die ander van julle wat nou nie geweet het nie, kom ek vertel vir julle, die salwing, it's a joy unspeakable and full of glory. Jy gaan my nie dooddruk nie, hy sal op 'n ander plek uitborrel. Dis die krag van God uitgemanifesteer, die in sy heerlikheid deur ons bedienings. Amen. En dit bring verandering voort. Dis die bewys van die salwing, is verandering wat voorkom. Nou wat so goed kan 'n kind van die Here wel herhaal? Ek het so van dit nou so 'n bietjie aangehaal. Ek hardloop myself vooruit. Belydenis kan jy herhaal. Daagliks, weekliks, maar laat staan ook wel. Vernuwing van denke, verandering van ons gemoed, praat die Bybel van. Heiligmaking, groei in my geloof en my verhouding met God. Dis goed wat ek elke dag aan kan werk, wat elke dag moet plaasvind in my lewe. Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Amen. Word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Laat ek net 'n bietjie hierdie waaierie gee, want anders raak my gemoed ook nou warm. So ek wil hê, jy moet verstaan, Romeine 12:2 sê, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. So elke dag kan ek my gemoed verander. En ek kan dit vernuwe, sodat verandering kan plaasvind. Amen. Nou kort samevatting gou vir van dit wat ek gesê het. Bekering is eenmalig. Doop is eenmalig. Redding is vas. Sê saam met my, redding is vas. Groei is voortdurend. Sê saam met my, groei is voortdurend. Herstel is gereeld. Sê saam met my, herstel is gereeld. En die laaste belangrikste een, verhouding is lewenslank. Sê saam met my, verhouding is lewenslank. En dit is hoe dit werk, al is ek hoeveel jaar getroud, al het ek die wonderlikste vrou, en my vrou die heel wonderlikste man wat die Here vir haar kon gee. Ek sê mos, sy het baie foute, maar die Here weet sy het 'n goeie man gevat. Is dit 'n voortdurende werk aan 'n verhouding. Ons kan maar aangaan en ons sien ons reaksie en so ons leef met dit saam. Of ons sê kom ons werk daaraan sodat ons mekaar weer kan optel en aanvul in die gees. En so werk dit met God ook. Is 'n voortdurende verhouding met hom, is voortdurende verandering. En dis hoekom ek vanaand hierdie vir u sê, hierdie gaan nie oor 'n tik oor die vingers of 'n raas nie. Ek wil vanaand vir jou sê dat jy wat voel, Here, ek het u teleurgestel. Jy wat voel, Here, ek het 'n dip gevat of ek het weer 'n pad in die wêreld gaan stap. Luister vanaand, laat ek vir jou sê, kind van die Here, luister mooi. Die Vader staan, Jesus gee die gelykenis. Die Vader staan en hy kyk wanneer kom sy verlore seun huis toe. Hy het nie gesê wanneer kom 'n vreemdeling wat lyk soos 'n gewese seun nie. Hy kyk wanneer kom sy seun huis toe. Jy bly sy seun, jy bly sy dogter. Al het jy jou geld verkoos met die hoere, al het jy jou geld verkoos met vriende en dronkenskap, al het jy wat se sonde, jy bly kind van die koning. Ek wil hê jy moet dit weet, jy bly 'n koningskind. Dan kom ek terug. Dit vat my net daai moed om daai trots in my sak te steek en te sê ek sal teruggaan na my Vader se huis toe. Ja, al moet ek een van sy diensknegte wees, want ek voel ek verdien dit nie. Maar weet jy wat gebeur? Hy sê kom hierso man, ek gee jou 'n nuwe ring aan jou vinger, is 'n nuwe verbond, nuwe skoene aan jou voete. Ek gee jou 'n nuwe kleed. Ek maak jou skoon. Ek herstel jou in jou posisie. Amen. Glory to God.
Dis daarom onverdienslik. Dit is wat jy genade noem. En dan sê die, hey, nou gaan ons eers 'n paar rituele uitvoer voordat jy nou weer kan inkom nie. Nee. Hy sê, kom, jy's myne. Vanaand kyk God vir jou, hy sê, kom, jy's myne. Jy het nie nodig om hier goed te doen. Moenie laat jou gevoel jou geloof oorvat nie. Moenie laat emosies salwing manipuleer nie. Maar kom vanaand en sê, Here, hier's ek. As mense wat voel, hulle kan nie na God toe gaan nie, want hy moet eers weer gedoop word, hy moet eers weer tot bekering kom, hy moet eers weer in 'n taal spreek. Ek sê nou vir jou, jy het nie nodig om dit weer te doen nie, jy het niks nodig om weer te doen, behalwe om Jesus Christus te erken as die Seun van God nie, behalwe om terug te kom huis toe nie, kom terug en dien hom vir wie hy is. Ek sê nou vir jou, meeste van ons, en ek sê ons, want ek het ook al 'n paadjie gestap. Die dag as ek begin sonde doen, is ek nie besig om God te ontken nie. Ek ken hom nog net soveel, ek is net stout. Sê die waarheid, wie van julle het besluit toe jy 'n draai stap en jy raak so 'n bietjie dors en stout, het jy skielik is daar nou nie meer God nie? Nee, jy het net bietjie stout geraak. Diane, ou raak bietjie stout. Marika, ja. Ons raak stout. Maar ek het hom nie ontken nie, ek weet hy's God. Ek het so bietjie meer sy stem bietjie probeer uitdoof, want ek hou nie van daai skuldgevoel nie, hè? Dis mos nie lekker om te voel, Here, ek voel so skuldig nie. Maar vanaand wil ek vir jou sê, hy staan met oop arms, hy sê kom na my toe. Almal wat vermoei en belaai is, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. My las is lig en my juk is sag. En ek sluit vanaand met hierdie woorde. Jy het nie nodig om weer te bekeer nie. Jy het nie nodig om weer te doop nie. As jy voel jy wil dit doen dit, laat jy beter voel. Maar Bybels is dit geensins nodig nie. Jy het net nodig om terug te gaan na die Vader se huis toe. Jy het nodig om terug te gaan huis toe. Kom by die huis van die Here uit. En ja, as jy nou tegnies wil raak en sê, ja, ek gaan nou weer by jou rug weer dra op die wêreld, is weer bekering, ja, so bekeer jou net op elke 90 grade hoek. Maar okay, kom terug huis toe. Sorg dat jy terugkom huis toe. Kom net huis toe. Die duiwel maak ons onvrymoedig om terug te kom huis toe. Dan bring hy al hierdie snaakse goed. Jo, maar jy moet nou weer doop, want jy die Here mos nou heeltemal verloon. Jy het mos nou droog gemaak. Jy moet nou weer bekeer. Jy gaan nou weer voorgestel moet word en katkeseer en ek weet nie wat is alles rebelleer en alles nie. So ek sê nou vandag vir jou, jy hoef nie al die goeters te doen nie. Jy kom na Jesus toe. Die kerk moet sy hou vas wat ons wil hê op Sondags en op mense se lewe moet ons wegvat. Ons moet God kans gee om sy werk te doen en ons moenie ons hande tussenin druk nie. Ek gaan oor die volgende jaar baie onderwerpe aanraak waar die kerk ongelukkig probeer middelman speel tussen ons en God. Daar's een middelman, dis Jesus Christus. Wie hom of haar wat dink jy's middelman? Jy het nie met jou bloed betaal nie. Dit is in elk geval nie genoeg nie. My Jesus het met sy bloed betaal. En dis vir my meer as genoeg. Amen. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty. The all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Mag die Here u salf, mag die Here u seën. Kom ons gee die Here eer vanaand. Kom ons gee die Here eer vanaand. Amen.